Vandag is ons tweede dag op Paternoster en die son gooi sy strale oor die Voorstrand. Verlede week het ons met die kunstenaar Wilco Roon gesels. Het jy net 'n potlood opgetel en begin teken? Graag, ja. Souskluitjies geëet, Ryk lekker. met vissers op die strand gesels, Ek moet elke een wat ek inbring, moet ek meet. Ja. wonderlike winkeltjies ontdek, So iets gaan jy nêrens anders in Suid-Afrika kry nie. potte gemaak, So you find an edge and then you peel it off and you're left with a little heart. En voilà. en by 'n naaldwerkklub ingeloer. We're knitting the campaign for 67 blankets for Mandela. Wat 'n uitsig. Dis 'n pragtige plek, nee. Waar kan ons mekaar vanaand? Toe ek deur die dorp gestap het, toe sien ek daar's 'n straat, Samsonstraat. Dit loop uit daar na 'n uitkykpunt toe op die Voorstrand. Ons kry mekaar so 6 dae. Ja, dis maak so. Ons gaan drink dit klaar en pak ons die dag aan. Ja. Hier in Paternoster is daar baie buitemuurse aktiwiteite en een van hulle is perdry. En toe ek dit hoor, het ek dadelik 'n afspraak gemaak met Anja Beson om te gaan ry. Hi Anja. Jy's Anja? Yes, hallo, hallo, hallo. Is nog wel iets uniek dat hulle die perde op die strand toelaat, né? Dit is ja, dis nog een van die min strande waar jy ook met perde kan ry. Daar is nie 'n ander strand so mooi soos hierdie. Absoluut Nog hoor pragtig. Wat doen julle as met die perde? Weet jy, ons het die besigheid begin in 2007, so dit is maar meestal toeriste en hulle families as hulle nou kom in seisoentyd. Dan doen ons ook troues en ja, in die dorp baie mooi op die strand. So ons taamlik besig. So mense hoef daarom nie ervare te wees om die perde te kom geniet nie, né? Nee, glad nie. Weet jy, ons noem hulle maar duindonkies want hulle is regtig baie mak. Hulle is, soos ek sê, nie 'n spesifieke ras nie. Ek sien 'n baie perd staan mooi loop. Gee hulle nie om dat jy so op hulle verf nie? Nee wat, kyk Colby is eintlik die perd wat ons gebruik vir die troues en sy het al baie snaaks gelyk. Is linte en is klokkies, so glad nie. Okay, nou gaan ons ry. Ons gaan ry. Jy vat vir lieflike Colby. Ek vat hom mooi loop. Alre. Ons ry eentjie met die strand langs en dis 'n belewenis. Hier van die perd se rug af op die strand kan mens sien hoe pragtig Paternoster is. So af en toe laat ons die perde galop. Dis nou lekker. Ek is mal oor perdry. Ek kan dit enige tyd, enige plek doen. Maar om so op 'n strand te ry, dit is net fantasties. 'n glasie Weskuswyn op Paternoster se hoofstrand. Wat kan nou lekkerder wees? Dis die lewe. Hey, cheers. Cheers almal. Asai. Ek sal graag nog heel dag wil kuier en ry, maar ek moet spore maak. Totsiens julle. Okay, bye. Ek is 'n tipiese vrou wanneer dit kom by lekker winkeltjies. Ek kan ure lank daar binne vertoef. En ek het met Sanita van der Merwe gereël om in haar winkel te kom rondkrap. Kyk net hier, tuisgemaakte beskuit. Daar's soveel vir die oog en vir die maag. Ooh. Hier's vars gebakte brood. Is dit nie fantasties nie? En hierdie deurtjies laat my so aan 'n ou plaashuis dink. Lekker. Hallo Alma. Sanita, oep vir koep. Ek is hier so baie om te koep. Waar kom die naam vandaan? Dit is maar soos die plaaslike spreektaal. Dis eintlik oop verkoop, Ja. maar oop verkoop is soos ons Weskus mense praat. Dis die oudste winkel op die dorp. Ja. En ons is 'n algemene handelaarssaak. Ons hou iets van alles aan. Hierdie tafel het 'n klomp interessante goed in wat bietjie anders lyk. Ja, dit word deur die plaaslike vroue gemaak. Ons het 'n bemagtigingsprojek vir vroue. Ja. Ons vereniging se naam is die Paternoster People's Partnership. Ja. So dis 'n baie belangrike werk in 'n gemeenskap. Hierdie kookboek het nou my oë gevang. Wat is alles hierin? Dit is die resepte wat ons saamgestel het van die ou inwoners van Paternoster. Ons is bang dit gaan verlore want dit is kultuurgoed en ons het dit toe in 2 boekies saamgestel. Ons noem dit oudagse stories en resepte. Nora se perdevoetjie pastei. Baie lekker, dit is die tekstuur van perlemoen. So die Nora is sy van die omgewing. Sy bly in die sy is 'n dorp. boerling van Paternoster.
Dink jy is enigstens moontlik dat ek haar in die hande sal kan kry? Ja, ek sal haar gou gaan bel. Dit sou baie gaaf wees. Baie dankie Sanita. Hallo. Hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Wat is jou naam? Simone. Ek is Simone. Is jy die vrou wat verantwoordelik is vir hierdie ongelooflike goed? Ja, en dit is toch wonderlik. Wat is hierdie alles? Hierdie is 'n plekmaatjie. Baie mooi. En dan het ons hier 'n lekker kniekombersie. En het jy dit gehiekel? Ja. 'n Vrou van vele talente. Dankie. Jo. Hoe belangrik dink jy is dit dat vroue van 'n klein gemeenskap soos hierdie moet saam staan en sulke projekte skep en mekaar opbou? Om vir die gemeenskap te wys dat hy iets goed met jou hande gedoen kan word. Jy kan geld maak uit die produkte wat jy met jou hande kan doen. En vir die liefde daarvan. Hier is Nora se nommer. Jy gekry. Wonderlik. Dankie. Laat ek weg. Totsiens. So as jy hier is, moenie vergeet van die winkel op Paternoster nie. Hy's altyd oop vir koop. Mens kan nogal honger raak as jy so deur die dorp stap. Ek sien sommer onmiddellik iets waarvan ek hou. Die smoked snoek salad en 'n koffie asseblief. Baie dankie. Van hierdie restaurante op Paternoster is regtig baie besonders. Alles reg op die strand. Daar's niks tussen jou en die see nie. Ooh. Dit lyk fantasties. Baie dankie. Plesier, geniet dit. Oeg, 'n slaai uit die boeke uit op die strand. Lieflik. Met 'n vol maag en meer energie pak ek die pad verder aan. Hier in Paternoster is daar baie verskillende soorte verblyf, maar hier is ook iets nuuts. Glamping. Glamping staan vir Glamorous Camping. Ek wil gaan sien wat dit is. My afspraak is by Far Out Gastehuis, net 'n entjie uit die dorp. Hi, Marion. Hallo, Denver. Ja, Welcome at Far Out. baie dankie. Ek Take a los seat. dit. Dankie. Marion, julle het 'n absolute pragtige plek. Dit is so mooi geleë. Thank you very much. Yeah, that's what it's all about at Far Out in Paternoster. Jy's Duits, né? Yes, that's right. Ja, hoe het jy in Paternoster beland? Well, my partner Dion introduced me to the West Coast. He was based with the Air Force at Langebaan and he wanted to lure me into paradise, and here we go. En dit is 'n paradys, né? Yeah, I love it. Maar wat my baie geïnteresseerd het is, julle doen iets soos glamping. Wat is dit? Glamping has a little bit to do with camping, but it's probably easier if I show you around. It is a luxurious accommodation, but in a different way. Let me show you. Okay, kom ons gaan sien. Wow, is it really? Yep, here we go. Wow. This is our glamping accommodation Wigwam Rising Moon. So you have everything in here, from tea coffee facilities, nice warm bed with electric blankets. You even have a shower with hot water. Ja. And we even have Wi-Fi in here. Ek hou nie eintlik van tente nie, maar in hierdie tent kan ek kom bly. Die plek is baie leaks, né? Yeah, everything is done by ourselves. Dion, my partner, has done all the woodwork and I've done all the wet work, like the shower and such like. It was great fun putting it together. Wat sê die mense as hulle na toe kom? They love it because at certain times you hear even the ocean. Then you think you're like on the beach, though it's 1.5 kilometers away, but it's so loud, it's extensive. So hoe lank bly julle al in Paternoster? We're in the 11th year of operating and still having fun. Ja, en hoe is dit vir jou om hier te bly? We love being here in the Fine Boss, and that is wonderful, like in paradise. What a question. And there's one more thing what I would like to show you before you leave, and that is something all about illusion. 'n Perspektiefstoel. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. And here we are. Okay, you need to sit down and face that way. Make sure that your feet are on the platform. Perfect. So, And can I borrow one of your cameramen, please? ja, sure. Back. Point down. Ek kan nie eintlik sien waarom lag jy mense nou nie. Ja man, ek het nou nie 'n klou wat julle doen nie. You want to see? Nee, ek wil hierdie sien. Wag. Waar kyk julle? Let's see the outcome. I'm also curious.
Dis baie oulik. Great. Marion, baie dankie. Thank you for visiting us. Nou weet ek wat glamping is. Glamping, yes, Glamping. Baie dankie. Alles van die beste. Totsiens. Mooi loop. As jy Paternoster toe kom, dan moet jy 'n draai kom maak hier by Vaart. Kom doen 'n bietjie glamping. En moenie vergeet nie, dis 'n baie interessante stoel hierso. So lekker styl bult hier agter Paternoster. Jy kan 'n hele pragtige dorp van hier af sien. Daar's die sportgronde. En dan daai eerste area is Mosselbank. Net langs Mosselbank is die hoofstrand en dit word Voorstrand genoem. En dan daar waar die skool is met die groen dak, dit is Kliprug. En hier heel aan die linkerkant is Bekbaai. En die dorp is besig om vinnig uit te brei. Nou toe ek by die winkel op Paternoster was, het ek 'n resep vir perdevoete gesien. Ek het die vroutjie se resep dit is sy nommer gekry. Haar naam is Nora Farmer. Nora, aangenaam. Ek is so bly ek het jou opgespoor. O, ek sien baie uit na hierdie resep. Sê my nou eers perdevoetjies. Wat presies is dit? Perdevoet is 'n klipmossel. Ja. Dit sit aan die klip vas. En dan haal jy hom so uit. Dan haal mense dit so uit. Ongelooflik. Dan word hy gekook, net soos die, en dan kom hierdie gedeelte kom af, dan word dit gemaal. Dan word lyk dit so. Dan lyk dit op die ou en so. Ja. Goed. Nou ek sien baie uit na hierdie gereg. Wat het ons alles nodig? Ons het nou eie nodig, soeterassie, garlic en dan die gemaalde perdevoet. Dan het ons 'n bietjie suiker, sout, 'n bietjie curry, 'n bietjie asyn, 'n bietjie van die aardappel geskil en 2 snytjies brood wat in melk geweek is en dan die eier. En ek sien daar's 'n kruid daarvoor. Dis die neutmuskaat. Jy het fyn aardappels nodig om bo-op te sit vir 'n kors en dan kom die neutmuskaat kom bo-oor. So kom ons begin. Ons gaan nou die ei braai in 'n bietjie warm olie. Ja. Sodat dit net so effens saggetjies is. Sit ons die soeterassie by. En dan kom die garlikies. Ek kan nou sien hoekom hulle dit perdevoet noem, want hy lyk soos 'n perd se hoef. Dan het ons nou die gemaalde perdevoetjies. Eerstens 'n bietjie sout. Ek gaan so 'n teelepel en 'n half ingooi. Gaan ons 'n bietjie geersels deurwerk. Hier is 2 teelepels curry. Dis 'n matige curry. Dan gooi ons 'n bietjie suiker. Maak dit maar 4 teelepels. Ja. En 'n bietjie asyntjies. Amper 'n koppie asyn of 'n halwe koppie asyn. 12. Dan gaan ons nog 'n bietjie van die gaaraardappel insit. Dat is eintlik net om die vulsel in te bind, ja. Hou jy van kosmaak? Ja, ek is tog mal oor kosmaak en eksperimenteer. Ja, is lekker. Goed, so hier's nou so, is hier 'n bietjie melk by die brood. Ja, uit 'n melk gelê. Ja. Dit gaan hom ook 'n bietjie nog meer bind. Ja. Nou, en jy sal jou hele gesin kan kos gee daarmee. Laastens kom ons eiertjie by. En dat moet 'n mens vinnig teerroer. Ja. Hy is nog reg, Elma, jy kan nog vir my die oonpak aangee en dan sprei jy hom lekker plat maak. En dan sit ons nou ons boonste laagie op. Maak hom gelyk met die lepel sommer. Ja. En dan kom maar 'n bietjie magic oor. Magic. Ja. Hoe lank gaan dit nou oontoe? Dit gaan nou so vir 'n halfuur oontoe, maar ons kan hom eers een kant sit want ek het reeds een in die oond. Ek is bly. En op hoeveel grade? Op 180 grade. Asai. O, lekker. Dan kan ons maar proe. Alright, makliker. So dit is nou die beroemde resep wat in die kookboek is. Ja, dit is. En hy lyk so lekker. So. En hy's lekker warm vir so 'n lekker koel dag. Is jy tevrede? Ja. Ek is ook tevrede. Dis regtig ongelooflik lekker. As jy hierdie resep soek, gaan na ons webwerf
www.mooiloop.tv of na ons Facebookblad toe. Jy gaan hom wil hê, glo my. Dis nou 'n dis wat jy net in die Weskus kan kry. Perdevoete. Ek voel sommer lus om nou deur die res van die dorp te galop. Niemand weet presies waar die naam Paternoster vandaan kom nie. Maar wat ons wel weet, is dat Paternoster onze vader in Latyns beteken. In Velddrif is daar 2 goed wat my aandag getrek het: 'n museum en 'n soutfabriek. Dis ongeveer 30 minute se ry van Paternoster af, letterlik net om die draai. Op pad Velddrif toe sien ek 'n misbank voor my. Hier op die Weskus kan die mis sommer uit die bloute verskyn. My eerste stop in Velddrif is by die Khoisan soutfabriek. Ek het met Florendina vader gereël om my rond te wys. Hi, Florendina. Florendina, ja. Hi, Denver. Hi, Denver. Dankie vir die uitnodiging, man. Bly te ken, man. Ek kan nie wag om te sien wat julle alles hier doen nie, hoor. Nou sit jy een van die kappies op. Sy. Ons stap deur na die pakkamer en Florendina stel my voor aan Erik Slabbert. Hi, dit is Erik, ons supervisor. Hy gaan vir jou 'n bietjie meer vertel wat hier agter gebeur. Wil my wys asseblief? Ons stap deur na waar die sout gedroog word en Erik wys my rond. Waar begin ek? Sout van die soutpanne kom in die fabriek in. Dit word in 'n groot droër gedroog. Hierdie sout is regtig sout. Smaak amper sleg, so sout is dit. Dan gaan dit na 'n ander masjien waar die soutkristalle sorteer. Afhangende van hoe fyn die sout is, word dit in verskillende sakke gegooi. Florendina neem my verder na waar die sout gesorteer word en met die hand verpak word. Dit is Elaine. Hallo Elaine. Hoe gaan dit? Goed, dankie met Ja, kan ek klaar nie, dankie. Elaine is nou besig om die 39 wat Erik jou gewys het die grove sout te verpak. Gooi sy dit in die sak. Ja. Dan word dit 10 kg geweeg. Okay, en dan is hy klaar. Dan is dit die eindproduk. Ja. Sure. Ek groet vir Florendina en stap deur na die vertoonkamer. Dit was nou regtig interessant. So baie goed wat mense met sout kan maak. Wow. En hier is baie van die produkte. Maar ek wil gaan kyk waar alles begin. Khoisan se soutpanne is geleë op die terrein van 'n baie groot soutaanleg. Kyk net hier, flamink in die soutpanne. Pragtig. Kyk alles die, dis alles sout. Khoisan se soutpanne is baie klein en ek ontmoet vir Sissel wat daar werk. Hallo, ek is Denver. Sissel. Aangename kennis. Seewater word in vlakpanne gepomp en toegelaat om te droog. Is 'n blaarsout. Kan ons hom proe? Ja, ik kan hem proeven. Is wel sterk, hè? Hij is sterk, ja. Nou, wie begint zout maken, hij begint met eerst wat blaar boven water. Ja. Hoe langer hij leeft, dan begint hij opbouwen en zout raakt al grover. Nou raak je grover is die. Hoe warmer het is, hoe grover te maken is. Maar na 4-5 dagen dan krijg je die grover zout. Hoe lang werk je al hier? Al 18 jaar. Dat is voor mij lekker. Samen is een kunstje voor mij. Ik zie niet omdat het niet motief. Al die technieken, zoals we zeggen, die fijne kunstjes mee het. Wel, dis hier waar Khoisan se sout begin. En wat dit so spesiaal maak, is dat dit alles met die hand gedoen word. Ek groet vir Sissel en gaan na my volgende afspraak in Velddrif. Ek is nog steeds in Velddrif en sien uit om meer van die geskiedenis van die visbedryf van hierdie area by Felicity Strooveld te leer. Kyk net die model van 'n visserskite. Dit lyk lewensgetrou. Denver. Hi, Felicity. Hallo, wat eintlik ontmoet ons. Aangename kennis. Ons is nou hier in die Weskus en hierdie is visnywerheid wêreld, né? Absoluut. Ons sou reken die eerste vissermanne het hier aangekom in die oertyd. Het jy jou san en jou koi mense gehad hier wat alreeds hier op die kus gewoon het en vis gevang het. En seker so ietsie oor die 200 jaar terug het die ander vissermanne hier aangekom op Velddrif en hier is dit waar die eintlike industrie begin het. En die ekonomiese inspuiting in die dorp het basies gekom na die Tweede Wêreldoorlog. Van daardie tyd af kom ons pelargiese bedryf. Nou pelargies beteken die vis is naby aan die oppervlakte van die see en dit is klein visies wat in groot skole voorkom.
So die vis wat hier gevang word vandag is sardyn en ansjovis. En dit word vandag kommersieel ingemaak op Veldrif. Ons het 'n fabriek hier op Laaiplek. So die bote waarvan hierdie model nou ook 'n voorbeeld is, kom hulle aan wal by die fabriek en dan word hulle in blikkies ingemaak en dis ons hoof-ekonomiese inspuiting. En hierdie omgewing is die laaste walvis verwerk in 1967. Vandag jag ons walvisse op 'n ander manier. Ons jag hulle met 'n kamera. Die beste manier. Ja, hier agter jou is 'n uitstalling van die walvisse. Daardie geweldige U-vormige been teen die muur. Dit is 'n walvisrib. Ja, en daar is 'n ruggraat. Dit is deel van die walvis se ruggraat, ja, is 'n vertebra. Hierdie is sy gehoorbeentjies. Hulle werk amper soos 'n duikboot. Dan stuur hy lae frekwensie klanke uit. Die Weskus is mos bokkomwêreld, is dit nie? Absoluut. Kom ek wys vir jou. Dis nou Bokkomlaan. Nou wil ek hê jy moet eintlik so 200 jaar terugdink. Van die vissermanne wat hier aangekom het en met hulle klein bootjies uitgeroei het om die visie te vang. En ons praat van daardie huisies as vishuise. Dit is daar waar die harde dan verwerk is. Dan word die visies in sterk pekelwater gesit, sout pekelwater. Dit is nou die preserveermiddel. Okay. En dan los hulle daar vir so 3 dae. En dan hang hulle die visse op latte buite op die vissteier. En dis hoe hulle hom dan nou droog, die son droog hom. So dis gesond. Ongelukkig sal ek dit nie op hierdie besoek kan proe nie. 'n Mens kry dit net in die somer. Dankie. Die museum is propvol interessanthede en ek kan die hele dag hier spandeer. Dit was sowaar selfs meer inligting as wat ek aanvanklik verwag het. Nou moet ek terug Paternoster toe. Dit is absoluut wonderlik om te weet dat die geskiedenis van die visnywerheid aan die Weskus bewaar word in 'n museum soos die. Op Paternoster is die moderne wêreld ook teenwoordig. Hier's wifi, hier's wêreldklas restaurante, hier's alles wat jy nodig het. Maar wat interessant is dat hier nog baie mense is wat lewe soos honderde jare gelede, van die see af. Paternoster en sy mense het diep in my hart ingekruip. Die dag as my skip inkom, sal ek graag 'n huisie hier by die see wil hê. Al te gou is ons besoek aan Paternoster iets van die verlede. Ek ontmoet vir Elma in Samsonstraat en stap saam na die uitkykpunt toe. Weereens kom ek onder die indruk van hoe pragtig Paternoster is. Hierdie mooi strand met sy wit huisies sal my altyd bybly. Ja, gaan die skeite uit. Dit was dan Paternoster. Totsiens tot 'n volgende keer. Selfde tyd, ander plek. Mooi loop. Tranquility Base here. The Eagle has landed.